Goeiedag almal. Ons gesels vandag so 'n bietjie verder oor Romeine en meer 'n bietjie aan die einde van Romeine, so van vers 20 af. Nou hier aan die einde van Romeine, dan begin Paulus sy argumente saamvat. En hierdie is wat Martin Luther gesê het. Dit is wat hom so geraak het. En as julle onthou, Martin Luther was die grondlegger van die reformatie. En hierdie gedeelte het hom so geraak dat hy 95 stellings teen die kerk van Wittenberg se deur gaan vasspyker het om sy besware teen die bestaande kerk se manier van dink en doen aan te vat. En volgens hom het die kerk iets gepreek en iets geleef wat lynreg teen die boodskap van Romeine 3 was. En daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, die wet leer 'n mens wat sonde is. En hierdie gedeelte sê dat God die mens verlos. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wette onderhou nie. Maar ons word verlos deur in Jesus Christus te glo. Hy wat regverdig oordeel, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Dit is wonderlike nuus. En iemand beskryf hierdie teks as volg: jy staan met jou hande uitgestrek voor God, en jy weet baie goed dat jy niks in jou hande het nie. Jy het niks om vir God te gee nie. En dan gee God vir jou 'n geskenk. En hierdie geskenk het 'n naam. Hierdie geskenk se naam is Jesus Christus. Jy aanvaar die geskenk, jy vat dit by God en vul jou leë hande daarmee. En baie keer dink ons dat as ons op grond van ons eie verdienste ofwel ons onverdienste deel moes kry aan God se heerlikheid, sou ons dit nooit kon kry nie. En dit sê Paulus, moet ons regtig besef. Maar gelukkig is God se vryspraak nie op ons verdienste gebaseer nie, nie op dit wat ons doen nie. Hy spreek ons vry op grond van ons geloof uit sy groot genade. Diegene wat glo is geregverdig. En dit is 'n regswoord. Dit beteken dat ons onskuldig verklaar is, asof ons nooit iets verkeerd gedoen het nie. En dis hoe groot en deeglik die vryspraak is, en dit kom net van God af. Die Ou Testamentiese mense moes hierdie selfde vryspraak met diereoffers probeer behaal. Maar ek en jy is die ontvangers van die vryspraak wat die grootste offer namens ons behaal het. Christus se offer aan die kruis was so voldoende dat geen verdere offer ooit weer nodig sal wees nie. En hierdie nuus moet vir ons wonderlik wees, net om te besef dat ons vryspraak nie van ons afhang nie, maar van God af. En hoe wonderlik om te weet dat God altyd dieselfde bly. Volgende keer gesels ons verder.